Kom binne. Wie's daar? Dis veronderstel om te weet, Jesus is daar. Lekker. Hallo julle. Dis lekker om hier so saam met julle te wees. Is jou knuckles okay? Hulle is alright. Alright. Hulle is alright, gelukkig die oud maak mooi klap. Nee, dis goed. Weer in die koue is dit nog as 'n ding. Ja. Ek was soos dat ek is bly jy doen dit en nie ek nie. Maar anyway, ek is Pastor JP, saam met my vandag is Pastor Ilse. ons Lekker is saam. ja, ons is hierso vir 'n nuwe episode van die Verdiep podcast waar ons 'n bietjie in die Sondag woord gaan induik en 'n bietjie rondom dit wat pastoor Dani hierdie Sondag by die erediens geshare het, gaan ons 'n bietjie oor praat. Ja. En sy tema was gewees herlewing ontmoet jou op die pad. En dit was super cool. Ek het dit so baie geniet. Ek dink ons een of twee goed brilliant. Ek love die illustrations, die way of speaking. I maak. Nee, hy het goed, wat sê hy het goed, hy het homself goed gekwyt van sy taal. Ja, om hoogs Afrikaans te gebruik. Sorry Mineke, if you break it. Dit is ja. Maar dit was lekker geweest. Dit was ook 1K Sunday geweest. So ons het lekker by mekaar gekom, nagmaal gebruik. Na die tyd het ons lekker gekuier met koffie en muffins en scones en allerhande lekker dinge om te eet. So dit was lekker. Dit was 'n lekker Sondag geweest. Dit was 'n Sondag wat jy nie die onderliggende byeenkoms moet mis. Wou mis nie. Ja. Ja, so ons het geestelike kos gekry en ons het fisiese kos gekry en dit is die perfekte dag. Kom ons chat 'n bietjie oor dit. Die skrif waarmee hy begin het was die skrif wat ek gebruik het laasweek. 2 Kronieke 7 vers 14. Yes. Jy weet, en ek het dit in die ESV gelees. If my people who are called by my name shall humble themselves, pray and seek my face, then I will hear from heaven, I will forgive their sins and I will heal their land. Ek ken hom want ek het hom hoeveel keer gelees, jy weet, en toe Pastor Dani hom ook aanhaal en hy sy claim op dit lees, dit wat die Heilige Gees dit vir hom wys, toe dog ek, dis eintlik so 'n powerful scripture. Ja, is baie ryk in 'n hele paar goedjies. Ek geniet julle excitement elke keer. Ons praat baie oor die skrif en hoeveel preke mens eintlik uit een stuk uit kan kry. En is lekker want goed soos bou op mekaar se preke, goed soos die Verdiep. Mens wonder dalk maar hoekom gebruik jy weer dieselfde skrif of hoekom doen, maar dis omdat Jesus iets wil sê. Ja. Daar's meer as net 'n vinnige ding om 'n skrifgie te gebruik en te sê hoor hierso, ek maar hier bevestig die punt wat ek nou wou gemaak het. Maar die skrif is ryk in dit wat Jesus wil sê en dan is dit nodig om so 'n bietjie daar te stop. Ja. En dan te luister. Verseker. Ek sê altyd vir mense, jy weet, oor die laaste 2000 jaar wat die kerk bestaan, is daar nie regtig 'n skrif in die woord wat nie is om te preek nie. Jy weet, daar's elke skrif in die Bybel is daar al 'n preek oor. So en dis hoekom ons sê die skrif is lewendig. Dit is. Want hy kan elke keer vir jou iets gee, iets anders gee. Of ek dink Jesus sit baie keer daar en hy skets hierdie hele prentjie en wanneer ons 'n groter prentjie doen en pas nie op al die canvasse nie, dan breek ons dit op in canvasse. Ons sit dan die verskillende canvasse teen die muur. So jy het een week die eerste canvas en dan die volgende canvas. En so bou ons rondom dit wat Jesus vir ons wil kom wys. Ja, en dan so maak hy die prentjie vol. Ja, dis baie cool. So Pastor Dani het gepraat oor die if and then. Jy weet, en ek het dit so 'n bietjie genoem in my preek, maar hy het baie meer gefokus op dit en ek het dit gelove, want sy hele tema is God ontmoet jou op die pad. Herlewing ontmoet jou op die pad. Nou is die vraag, wat is die pad? Die pad wat jy stap, die pad wat jy veronderstel is om te stap. So hy het gesê, die skrif sê, if my people, as my mense, as my volk, dit en dit en dit doen, dan sal ek dit en dit en dit doen. So herlewing kom met 'n kondisie, as ek dit so kan. Daar's 'n paar goed wat ons in plek moet hê. Daar's 'n pad wat ons moet stap en dan kom herlewing op die pad wat ons besig is om te stap. Yes, verseker. Ja, so dit was my baie cool geweest. Hy het natuurlik 'n bietjie gepraat oor Jesus wat klop aan die deur. Ons gaan nou 'n bietjie daaroor praat. En hy het dit mooi afgerond, as ek dit so kan sê. So dit was baie cool geweest. Dit was lekker. Dit wys vir my die verantwoordelikheid van 'n persoon rondom wanneer maar wanneer
hierdie gebeur, ek dink, dan kan jy hom omdraai, wanneer hierdie gebeur, dan is jy my kinders. Dan is jy my land, en jy verstaan wat ek nodig het van jou, uit liefde, altyd uit 'n plek van mooi, ons ken God se hart, en dan kom daai belofte, hoorie, so as hierdie gebeur, jy weet, pray, seek me, kom tafel toe, dan gaan ek vir jou hierdie kan oopmaak, en ek kom en ek het vir jou 'n verskeidenheid van goed wat kan gebeur, dit wat ek beplan in jou lewe, en dan het hy dit ook so na die kerk toe getrek. Sondag. So daar's die facet van die individu en dan ook ons as 'n corporate. As 'n gemeente, ja. Nee, dit was mooi geweest en ek dink die skrif wat jy aangehaal het in die verdiep video. Yes. Jy weet in Jakobus wat sê nader tot God en hy sal tot jou nader. Dis exactly the same thing. So die vraag is maar hoekom kan God nie herlewing bring waar ek nou is nie? En die antwoord is hy kan. Maar as daar nie 'n verandering in jou plaasvind nie, oor 2-3 maande gaan jy jouself net weer daar vind. Ja. En dis die rede hoekom die Here sê kom hiernatoe. Want as jy hier is en jy bid en jy soek my aangesig en jy doen hierdie goed. Ons sal nou praat oor jy maak die deur oop. As jy hierdie goeders doen, dan verander dit jou en jou omstandighede sodat jy anders sal reageer op die herlewing wat ek vir jou bring as wat jy sou reageer waar jy nou is. En that's the important thing. Daai konteks waar 'n persoon is wat moontlik nie in God se plan is nie. Het gaan nie oor 'n sleg mening, it's just not the perfect will. Dis nie sy plan nie. Dit beteken die volheid van wat sy plan is kan dan nie werk as jy nie in die lyn is met waar dit moet wees nie. Ja. So I stretch daai om te sê, hoorie sommer, wanneer jy, if you seek me, if you pray, daai bring jou in lyn. Daai maak dat jy verstaan, daar's daai verhouding, daai vertroue om te besef, maar hoorie so, ek is bereid om dan my eie vlees af te lê, my eie wil, my eie begeertes, en ek kom in lyn, en dan sê jy, maar hier is waar ek kan werk. Die plan is dan in vol, jy weet, dit kan ek volbring in hierdie plek waar jy nou is. Ja. En if we're not there, is dit nie oor daar twyfel is in God se vermoë nie. Ja. Soos jy sê, hy kan, maar it's not his will. Dis presies, sy wil vir jou is om te verander. Ja. En as jy daar bly, dan gaan jy nie verander nie. Ja. Dan maak dit nie saak. Kom ons sê jy sit met 'n behoefte vir 'n finansiële breakthrough. Jy weet, finansies is ietsie wat is so sensitiewe saak is in die kerk en ek wil dit uitlig vir 'n oomblik want dis ietsie wat ons almal mee te doen het. Jy weet, almal van ons het finansies en ons moet leer hoe om daai finansies te bestuur en reg te gebruik. En as jy sit in 'n plek waar jy finansiële deurbraak het, kom sê jy het skuld. Kom ons sê jy sit met betalings wat jy moet maak wat jy nie kan maak nie. En jy's in hierdie plek. En vir wat ook al rede, dit kan wees as gevolg van wanbestuur, dit kan wees as gevolg van jy weet daai rainy day waarvan hulle praat wat buite jou beheer is en lewe gebeur en nou sit jy hierso. As jy daar is en die Here bring vir jou finansies of hy bring 'n deurbraak en hy bring herlewing en hy los jou daar. Soos ek sê, oor 3 maande, 4 maande, 5 maande, 'n jaar, dan gaan daar nie 'n significant change in jou lewe wees nie. Jy gaan nog steeds wees waar jy is. Because daar was nie verandering hier nie. Ja. En dis waar dit begin. Dit is. Jesus, daar's so 'n uitdrukking wat sê, insanity is keeping on doing the same thing and expecting a different result. Ek dink Albert Einstein. En ek glo daar's 'n biblical principle in dit. Jesus wil, jy praat van die nalatigheid en jy praat van of omstandighede of so iets. Hoe gaan jy leer om daai omstandighede beter te kan hanteer as jy nie bereid is om dan te skuif of om iets anders te doen in daai geleentheid nie? So exactly met finansies, is so mooi, dis so swart en wit voorbeeld. Ja. As jy, dis die maklikste voorbeeld wat ons kan. Ja, so as jy op 'n plek is en jy weet nie om jou finansies te bestuur en jy verstaan nie wat skuld is en die balans en waar dis nodig, waar is dit nie nodig nie. En Jesus begin jou handvat en hy sê, maar ek wil jou, omdat ek lief is vir jou,
'n skill leer wat teen jou vlees se wil is. Daar's nie meer daai noodwendige impulsiwiteit nie. Jy kan nou nie noodwendig kry net alles wat jy wil hê nie. Ja, So daai gaan wegval. verseker. Maar ek weet wat is goed vir jou en ek het nodig dat jy besef wat is spaar. En wat beteken dit om 'n budget op te stel? En dan kyk ons maar dis sulke Ja, dis wêrelds. dis so Ja, it's en not spiritual. Ja, Wat is nie gaan hierdie geestelik. my help? Ja. En en dan sit so, maar dis waar die antwoord lê en dit behels dat jy moet skuif van waar jy nou is. Ja. En dan En dit kan ons extrapolate en apply na baie areas van ons verhouding. Ja. Verhouding. Jy weet nie wat 'n verhouding is nie, jy weet nie hoe om 'n verhouding op te pas of te maintain of iets nie. Nou sit jy met verhoudingprobleme. Dan moet 'n verandering plaasvind. Dan moet Gesondheid. Jy weet, gesondheid is ietsie wat die Here vir jou gee om te steward. Jou liggaam is ietsie wat die Here vir jou gee om te steward. Jy kan nie net gemorskos eet en verwag jy gaan gesond bly nie. Ja. Jy kan nie dit eet en nie oefen en verwag dat jou gesondheid goed gaan nie. Jy weet, daar's 'n ding van verantwoordelikheid van ons kant af. Absoluut. En dis die hele ding, dis die beginsel van daai skrif. Ja. Is te sê, hoorie, julle soek herlewing. Julle wil hê die land moet genees word, maar daar's 'n paar goed wat julle moet doen. Ja. Julle moet julleself nie verneder nie, nederig. Ja. You must humble yourself. You must pray, you must seek my face, you must turn from your wicked ways. Ja. En dan sal, want daai goed is die pad wat jy stap, Ja. waarop herlewing vir jou staan en wag. En dan is my so mooi, Jesus, God het daai in plek gesit al, it's basic principles. En dan bid ons en ons soek sekere goedjies, dan dink ek baie keer, die ongelowige gaan die voordeel van daai kan kry wanneer daai biblical principles toegepas word. Verseker, ja. Want dit is hoe God dit in plek sit. Dit is, hy het geweet, jy weet hierdie goeders, hier is die antwoorde, is nie so moeilik nie. As jy wil gesond wees, moet jy die doen. En daai skrif is dan dieselfde. It's not too above enige iemand, dis nie super spiritual nie, dis eenvoudige biblical principles wat ek en jy kan volg en daar is 'n absolute blessing daarin. Ja. Wat daarmee saamgaan, wat in God se wil is. Dis exactly. En dit bring ons by hierdie illustration wat hy dan nou gebruik het van Jesus wat klop aan die deur. En die skrif in Openbaring 3 wat sê ek staan en klop aan die deur en hy wat oopmaak, by hom sal ek ingaan en ek sal saam met hom eet. En dit is Jesus wat praat. Ja. En hy het verniel opgebring vorentoe en hy het hierdie illustration gemaak en ek sit daar en ek check die illustration en ek dink, joh, dis eintlik so prakties. Jy weet, weer eens goue draadjie wat deurkom deur die weke en een van die goue draadjies is don't overcomplicate things. Die simplicity Dis nie so moeilik nie. Hy staan, hy's bereid. Jy moet net oopmaak. Jy moet hom toelaat om in te kom en by jou te kom sit en saam met jou te eet en tyd saam met hom te spandeer en soos wat ek het dit in die verdiep video ook genoem, maar as iemand by my deur kom klop wat ek nie ken nie, as dit 'n vreemdeling is, gaan ek nie daai persoon inlaat om saam met my vrou en my kind te kom sit en eet nie. Ons 'n faset wat jy gaan op die stoep bly. Jy gaan op die stoep bly. Ja, as jy kos nodig het en ek het kos sal ek vir jou gee, maar jy kom nie in nie. Because this is a sacred space. Ja. Jy weet, in my hart is 'n sacred space. Jy weet, niemand weet wat hier aangaan behalwe wie ek toelaat om te sien wat hier aangaan nie. En dit is wat ons bedoel, as Jesus sê, hy klop aan die deur van jou hart, hy wil hê, hy wil inkom, hoekom? Want hy wil kom herstel, wat stikkend is binnekant. Maar hy kan dit net doen as jy hom toelaat om in te kom, God is a gentleman. Jy weet, hy gaan nie net in gebars kom en begin, hy klop, en hy wag vir jou. Dit bly ons keuse rondom om hom toe te laat. Jy praat van insaam, wanneer ek en jy 'n persoon vertrou, dan is dit presies daai vertroueling. Hoe ouer mens word, oor die algemeen, is nie noodwendig almal nie, toe ek jonger was,
jog, ek hou van praat. So ek sou met, jy sou met almal en alles praat, en dan weet jy, dan besef jy, joh, maar hierdie maak partykeer seer, want almal verstaan nie noodwendig jou as persoon, of jou hart, of hulle ken jou nie, so hulle interpreteer 'n ding verkeerd, en dan leer jy vertrouelinge. Ja. En jy leer met wie kan jy jou parels deel, en waar dit. En geestelik is daar 'n principle rondom dit, as ons praat van, jy weet, mense in jou lewe, geestelike mense, wat jy gemeet het, wat jy weet vrug gee, en al. So, ons doen dit met mense, maar Jesus kom en dan sê hy, maar gee my dan toegang tot insaag in jou lewe, en dan beteken dit daai dieper goed ook. Die deure, die kamers, jy weet, jy laat hom nou in, jy ken hom, you trust him, en dan sê daai, but there's something we don't share with anybody, en dan is dit daai waar hy kan inkom en you allow him. Ek gebruik die illustration van en dis nou in die konteks van vriende en vriendskappe, maar ons kan dit so maklik apply, soos jy kry verskillende tipe vriende in jou lewe. Jy kry mense wat jy by die hek ontmoet van jou huis, wat jy net sê, hallo, gaan dit goed, jy weet, dankie vir die pakkie, ja, goed gaan, jy weet, dis die mense wat jy ken hulle, maar jy ken hulle nie, jy weet van hulle, jy weet hulle name, partykeer, en jy weet, en dan kry jy nou die mense wat tot op die stoep kom, en die mense wat tot op die stoep kom, praat jy bietjie meer openlik, jy weet, jy is nog te bang om jou opinie oor goed te deel, maar jy sal praat oor die weer, en jy sal praat oor, jy weet, wat gebeur het, die Springbokke se game, of wat ook al, jy weet, maar dit gaan nie, daar's nie diepte tot die gesprek nie, daar's nie diepte tot die verhouding nie. Dan kry jy mense wat in jou sitkamer kom sit. Hulle laat jy 'n bietjie dieper in, met hulle sal jy 'n bietjie opinie share, jou gedagtes share en goed, maar nie te veel nie. Jy weet, en dan kry jy die mense wat refrigerator rights het. Dit is die mense wat inkom en jou yskas oopmaak en kos gevat en laat weet jy moet nog iets koop by die einde van die jy weet so jou melk is klaar. Ek het dit klaar gemaak. Dis die mense wat jy 'n bietjie dieper inlaat, jy begin jou opinie share, jy begin jou gedagtes 'n bietjie dieper share. Maar dan kry jy die mense wat jy in jou slaapkamer toelaat. En dis die mense wat in daai diepste deel van jou, jy weet, die dinge wat jou angstig maak in die aande, die dinge wat en jy's bereid om dit met hulle te deel, want jy weet hulle kan inspraak in jou lewe gee, en Jesus wil nie net buite op die stoep staan of in die kombuis wees. Hy wil daar wees in die diepste deel van jou hart. Jy weet, want wanneer dit kom by daai gedeelte, is daar nie 'n persoon op hierdie aarde wat equipped is om daarmee te deel soos wat hy is. Beter as hy is die perfekte persoon om in te laat daar en te sê, Here, dis waarmee ek sukkel. Ek rol in die aande wakker as gevolg van hierdie en ek het U nodig. En daai beteken verhouding. Because again, ek laat nie toe iemand wat ek nie ken om selfs op my stoep te staan nie. Jy weet, maar soos wat die verhouding dieper raak en ek die persoon beter leer ken, hoe dieper en dieper kom hy of sy in my hart, en is dieselfde met Jesus. As hy staan en klop aan die deur en jy ken hom nie, gaan jy hom nie inlaat nie. Maar jy moet hom leer ken. En dis wat ek laat van die skrif wat jy gedeel het in die verdiep video van Jakobus. Draw near to him and he shall draw near to you. Nader tot, so jy praat van die verdiep video, maar is daai terug by die skrif wat Pastor Dani gebruik het om te sê, seek me, pray, daai aktiewe goeders wat ons in ons vlees kan doen. Ek en jy het nodig om uit te vind wie is hierdie persoon, en ons so jy bou verhouding, jy spandeer tyd, jy stuur boodskappe, jy het spasie nodig van daai, en my en jou boodskappe stuur aan Jesus is ons gebed. Dis ons gesprekke met hom, dis hoe ons daai goeders doen. So, ons het nodig om daai te doen, en dan wanneer ons daai doen, dan sê daar, hoorie, wil jy nie kom kuier nie?
kom ons drink 'n koffie. Kom ons drink 'n koffie en dis dan daai stilte tyd wat jy in 'n praktiese ding moet sit. As 'n persoon moet vra, kom ons gaan drink koffie en ek weet nie of jy al in jou stilte tyd ek het een keer vir die van 2 koppies koffie gemaak, net om 'n reël te maak, om te sê, maar Jesus is regtig hier by my. Ek drink regtig saam met hom koffie. En so te leer ken, as jy skrif lees, dan verstaan jy hoekom verwag die Here sekere goeders van my en jou. Want jy nie so offended wanneer hy vir jou sê, hoorie, it's time to move this. Jy weet, jy het 'n nuwe ding. So jy bou daai verhouding, presies wat jy staan, dis presies wat jy sê, dis hoe jy dit doen. As die kyker wonder, jy weet, maar hoe bou ek verhouding, is deur tyd, stilte tyd, gebed, afsondering, praat. Daar's soveel maniere wat die Here met my en jou praat. En dan kom ons en daai klop kom aan die deur. En jy hoef nie eens te wonder wie dit nie, want jy het hom genooi. Ja. En jy hardloop met excitement na die deur toe. En jy's excited en die kinders is opgewonde. En al, jy weet soos, jippie. Voordat hy daar is, kyk jy uit die venster uit sal hier. Jy wag, is daai excitement wat dan dis nie die benoudheid en onsekerheid van iemand wat klop van die afleweringsou wat jou om kan val. Ja, dis exactly. Ja, en daai skrif in Jakobus beteken vir my dit. Jy het genade, jy het hom gesoek. Op die praktiese manier wat hy vir my en jou gee. En dan is jy excited wanneer hy begin klop aan jou deur. En later dan sê ek, maar wanneer klop hy nou weer? Hoekom kan ons nie hierdie tyd meer maak nie? Want jy besef die waarde van dit. En jy kan, Pastor Donnie se illustrasie van hoe weet jy, dis Jesus aan die ander kant van die deur. Jy het gepraat van Johannes 10 vers 10, ons ken sy stem ewe skielik. Ons het 'n verwagting vir hom wat ewe skielik kom, want ons weet, wat is die patroon, wat is die kuiertye, jy maak spasie vir daai in jou lewe. En die beautiful ding vir my is die feit dat, jy weet, hy kom nie om te kom kuier nie. Hy kom om in te trek. Ek love dit, ek weet. Johannes 14, dan praat hy van die huis wat hy bou. Die huis wat hy bou, en dan later dan sê hy, en hy en die Vader, en dan later praat hy van die Heilige Gees, gaan hulle woning maak in ons. Amen. En hulle gaan hier kom bly. Hy gaan hier kom bly. En dis hoekom hy klop nie om gou hallo te sê, en gou in te kom, en 'n koffietjie te drink, en dan, hoorie, ek moet gaan, ek het afspraak met iemand, hy kom om in te trek. Hy kom om in te trek, om te sê, hoorie, hierdie wil ek my woning maak. En daar gaan 'n paar veranderinge moet kom. Jy weet, want ek hou nie van daai poster teen die muur nie. Daai poster moet af. Jy weet, hierdie, en we need to allow him to do that. Jy weet, as jy in 'n huis intrek, dan, en dis jou huis, jy skuif hom soos wat jy goed dink. Jy weet, jy verf hom soos wat jy goed dink. My vriend in Newcastle, hi John, ek weet nie of hy kyk nie, maar hi John, hy toe hulle huis gekoop het, een van die eerste ding wat hulle gedoen het, is hulle die sitkamer, of nie die sitkamer, die eetkamer, so een muur groen geverf, maar sulke donker, maar beautiful groen geverf. En dis is, hoekom? Want is hulle huis. Hy kan doen wat hy kan het pink maak as hy wil. En dis die ding is om te sê, wanneer hy intrek, then you need to give over. Jy moet vir hom gee en sê, maar dis u woning. Jy weet, dis nou nie meer my, dis nie myne nie, dis nou it's yours. So doen nou meer wat jy wil. En weet jy wat is my lekker, weer eens haar vertroue, so hy trek nie in en gaan iets doen wat jy nie geniet, of wat lekker is vir jou, wat mooi is vir jou. Daai begeerte wat jy het in jou hart is in elk geval nie eens verplek deur hom gegee vir jou. Exactly. So dit gaan sink en dit is die harmonie wat ewe skielik ingaan. Ja, so hy nou praat, nou dink ek, jy weet, toe ons nou in die huis intrek, ons nou bly, ek en my vrou, sy soek die bank hier, en sy soek die ding daar. En ek sê, ja, ek weet nie, en hy sê so, skuif het net, okay, ek vra nie vir jou opinie nie, skuif het net. En ek skuif dit toe, en toe ek het geskuif het, en ek staan terug, so ek sê, wow, actually is dis dit werk, jy weet, so credit to her, en dieselfde hier is, die veranderinge wat hy maak, al is jou vlees opstandig en sê, ek weet nie, na die tyd, if you allow that, en jy trust the process, en jy gaan in met vertroue, na die tyd gaan jy terugsit en sê, wow, hierdie is great. Dankie. Ja, hierdie is fantasties, ek love hierdie. So, dis 'n mooi ding, because again, daar is verhouding in dit. Sê, vertrou my, jy ken my.
Ek gaan mos nou nie inkom in die appelkar omgooi en alles net chop and change and leave, soos, Nee. so jy gaan daarvan hou, ek belowe, dis daai tipe van, gaan chill. Ja, en dis lekker, jy weet, want weer eens, ons overcomplicated, en is nie so complicated nie, dis nie so complicated nie, dis 'n verhouding, we are relational people, ons het dit nou, hoeveel weke terug gesê, ons hou van verhouding, we thrive under relationship. Exactly. En verhouding, it means trust, it means communication, it means love, it means all these things. En doen dit net met Jesus. En jy sal sien hoe jou lewe verander. En dit is rarig so maklik soos dit. Dit is so maklik soos dit. Dit is lekker. You enjoy the moment. Om Jesus in jou lewe te hê is vir my persoonlik die lekkerste ding wat ek nog ooit. Baie mense sê dis boring en is nou net 'n side note of maak grappies soos maar wat doen julle heeldag, jy weet. Kom kuier saam Jesus of you would be jy sal aangenaam verras. Jy sal baie aangenaam verras wees, jy weet. Jy kan in die wêreld bly waar hulle stres oor die oorlog en goed en nooit enige joy hê en dis alles grys en of jy kan Jesus ontmoet en jy weet, nog steeds in die situasie sit en sê, hierdie is okay. Jesus is by my en dis al wat ek nodig het. And I love it. Every moment of it. Ja, amen. So nee, pastor, ek moet sê, so Sondag rondom die praktiese illustrasie van die klop en dan met Neil wat met die deurstaande staal vir my daai prentjie wat huis toe gebring is en ek dink ek sal dit ooit vergeet nie. Ja, dit was baie mooi gewees. Nee, my laaste, ek sal sê 10 sent wat ek dan vir die kykers sal gee is, as jy op 'n punt is waar jy kort herlewing en dis ietsie wat, en Pastor Dani het dit ook gesê, ons het nou nie baie daaroor gepraat nie, maar dis ietsie wat herlewing is nie 'n ding wat een keer gebeur en we move on nie. Dis 'n ding wat elke dag, it's supposed to be a continuous thing. Because it's talking about, dit praat van die nuwe lewe wat Jesus in jou as 'n gelowige inblaas. En dit moet elke keer gebeur as jy jou woord lees. Dit moet elke keer gebeur as jy tyd saam met hom in gebed spandeer. En as jy op daai punt is waar jy voel, ek het regtig herlewing nodig, in watter area ook al, of dit nou gesondheid is en of dit nou verhouding, wat ook al. Try net dit. Try om net die verhouding wat jy het met Jesus te verbeter. Try om meer tyd saam met hom te spandeer. Try om jou hart oop te maak. Laat hom toe om in te kom en te kom skuif wat hy wil skuif en te kom verwyder wat hy wil verwyder en al daai tipe van goed en sien hoe dit 'n verskil maak in jou lewe. En mense sê keep on moving. Ja. As die ontmoeting op die pad. Ja. Die nader tot Jesus, daar's vir my die hele tyd hierdie bewegende aksie wat plaasvind. Moenie gaan sit nie. Jou herlewing is in daai soeke, daai nader beweeg aan hom, wat ook al moet geskei word. En vertrou hom net terwyl jy besig is om dit te doen. Dis dit. It's easy. Awesome. Vir julle wil ek sê baie dankie dat julle ingeskakel het. Van ons kant af, die beste manier hoe julle ons kan help is julle 3 goed doen. Nommer 1, like. Wat ook al, waar ook al jy dit kyk, of dit nou op Facebook is, of dit nou op YouTube is, of dit nou op Spotify, wat ook al, like dit. Die tweede ding wat jy kan doen is comment, deel jou gedagtes saam met ons, ons wil regtig hoor wat julle te sê het rondom hierdie topics, en goed, deel 'n getuienis, jy weet, herlewing kom altyd saam met getuienis, so as jy 'n getuienis het, share dit mag dalk net iemand anders te aanmoedig en bemoedig, en dan die derde ding wat jy kan doen is deel dit, share dit met jou vriende, met jou familie, deel dit met vreemdelinge man, share dit op jou page of wat ook al, sodat soveel mense wat moontlik is hierdie kan sien. Dis ons doel. Dis om 'n blessing te wees vir soveel mense as moontlik. En dis van my kant af. Pastor. Amen. No, I think you said it. Dankie vir lekker kuier. Julle moet 'n geseënde dag hê of 'n aand hê of wanneer ook al julle dit kyk. Ek het nie eens my goeiemôre, goeiemiddag, goeie aand gedoen nie. Maar goeiemôre, goeiemiddag, goeie aand, daar is dit. Jy weet, is nou maar so aan die einde. Kan jy hom afsluit? Totsiens. Goeiemôre, middag, aand. Goodbye. Ek weet nie.